Goeiedag geliefdes, van my Pastor Tief Boysen en die hele beleefspan is dit 'n enorme voorreg om hierdie week saam met jou te groei in ons besluit om getrou te wees aan die Here. Ja, hierdie week gesels oor toegewydheid. Het jy al ooit gevoel dat om getrou te wees, om toegewyd te wees, nie altyd waardeer word nie? In 'n wêreld waar mense dikwels doen wat vir hulle die beste werk, is getrouheid aan God 'n keuse wat ek en jy vir alles gelowiges, ons moet dit bewuslik maak. Jy sien, die Bybel is vol voorbeelde van mense wat teen die stroom geswem het, selfs toe dit moeilik was, en dis vandag die realiteit, die kultuur, hierdie wêreld beweeg in 'n rigting, en ons moet teen die stroom opswem. Dink byvoorbeeld aan Noag, hy het vir jare lank aan die ark gebou, selfs al was hy bespot, want wat het hom staande gehou? Jy sien, geliefdes, mense kyk na die man met 'n ark bou en hulle verstaan nie waarmee is hy besig nie. Wat het hom staande gehou? Getrouheid aan die Here se opdrag is wat hom staande gehou het. Kom ek lees gou vir julle wat sê Habakuk 2 vers 4. Die regverdige sal leef deur sy getrouheid aan God. Dit beteken ons bly getrou al sien ons nie dadelik die vrug daarvan nie. Soms kan dit voel asof ons pogings te vergeefs is, maar God is 'n getroue God wat sien en beloon. Noag het nie gesien hoe die reën kom terwyl hy bou nie, maar hy het in gehoorsaamheid bly volhard. Dink aan Daniël, selfs daar in die leeukuil, het sy getrouheid aan God, dit het hom veilig gehou. Geliefde, getrouheid gaan nie net oor wat ons sê nie, maar hoe ons kies om te leef. Dis daai vooraf besluite wat ons moet maak, wat ons leefstyl verander. Ons het nodig om dag na dag die regte keuses te maak, selfs al kos dit ons iets, al is dit nie vir ons gemaklik nie. Wanneer ander 'n vinnige pad kies, bly ons standvastig. Wanneer ander loyaliteit los, dan kies ons om 'n beloftehouer te wees. Ons maak klaar wat ons gesê het, ons gaan klaarmaak. Ek en jy moet vooraf 'n besluit maak. Wat is daai besluit? Ons moet vooraf besluite maak, sodat wanneer die uitdagings kom, wat ons gaan onderkry en ons getrouheid gaan toets, dat ek en jy kan staande bly. Hoe gaan ons dit regkry? Ons moet onthou vir wie ons leef. Ons getrouheid is nie vir mense nie, maar is vir God. Ek en jy moet leer om standvastig te wees. Moenie moed opgee as ander dieselfde waardes as jy nie het nie, en dan nie leef soos hulle wil nie. Ek en jy moet standvastig wees in ons waardes, en weet dat God beloon ons getrouheid. Ons moet vashou aan sy beloftes. Wanneer dit voel asof jou getrouheid nie raak gesien word nie, onthou, God sien en sal jou op sy tyd vergoed. Daarom wil ek jou uitdag, maak saam met my hierdie verklaring, en dit is, ek het vooraf besluit, dat ek is getrou. Geliefde, ons het vooraf besluit, wat is ons? Ons is getrou, ons is toegewyd. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat hierdie week wanneer ons reis deur die tema van toegewydheid en ons sit met soveel uitdagings in hierdie wêreld, 'n kultuur, 'n stroom wat so anti-God beweeg, en wanneer ons blootgestel word daagliks in hierdie anti-God kultuur, moet ons as gelowiges anders te lewe, anders te optree, anders te dink, en daarom vra ek Here vandag vir die genade, dat ons vooraf sal besluit, dat ons wil lewens lewe, wat getrou is, wat loyaal is, wat toegewyd is, aan ons hemelse Vader. En dit bid ons vandag in die mooi naam van Jesus Christus. Amen en amen. Geliefde, baie dankie dat jy ingeskakel het saam met ons. Los dalk vir ons 'n paar kommentare. Deel dalk hierdie video saam met iemand anderste, en as jy nog nie gesubscribe het op ons kanaal nie, asseblief klik maar net daar op die like knoppie en die klokkie, die subscribe knoppie. Dit help ons vreeslik baie. Gaan in vrede. Totsiens.